In die reeks oor karakter wil ek graag vandag bietjie met jou praat oor die verhouding tussen karakter en reputasie. 'n Mens se reputasie loop jou mos soms vooruit, in 'n positiewe of 'n negatiewe sin. Soos wat daar onderskeid gemaak moet word tussen 'n mens se karakter en jou persoonlikheid, moet dit ook gedoen word ten opsigte van 'n mens se karakter en reputasie. Dis nie moeilik om reputasie te verduidelik nie. Mens se reputasie is die opinie wat ander van jou het. Met ander woorde, wat ander van jou dink. Daarteenoor is karakter wat 'n persoon werklik in hom of haarself is. Een van die bekendste stellings oor die onderskeid tussen karakter en reputasie is deur die befaamde Amerikaanse basketbalafrigter John Wooden gemaak. Hy het gesê, "Be more concerned with your character than your reputation. Because your character is what you really are, while your reputation is merely what others think you are." Abraham Lincoln het dit onomwonde duidelik gemaak. Character is much more than our reputation. Our reputation is what we try to display for others to see. Our character is who we are, even when no one is watching. Having a good character means doing the right thing just because it is right to do what is right. Natuurlik is 'n mens se reputasie belangrik. Party mense toon groot vernuf daarmee om vir hulle indrukwekkende reputasie op te bou. 'n Mens hoef net na baie politici te kyk en te luister voor 'n verkiesing. 'n Bekwame publieke skakelpersoon of 'n beeldpoetser kan 'n mens se beeld en reputasie geweldig opblaas. Ongelukkig is dit dikwels reputasie wat die media haal en nie karakter nie. Hoe gereeld word mense egter nie onnugter wanneer iemand se groot reputasie deur sy swak karakter ingehaal word nie. Die werklikheid is dat sommige met opgeblaase reputasies soms swak karakters het, terwyl sommiges van edele inbors en goeie karakter soms weens 'n gebrek aan natuurlike talente of die afwesigheid van publisiteit nooit dieselfde bekendheid verwerf nie. Dit geld egter net vir mense, nie vir God nie. Hy weet wie ons regtig binne is. Ons praat weer volgende keer.